Daar sê, kom ons sit net so, dan open ek vir ons, en dan gaan ons so 2 worship liedjies doen, en daarna gaan die vliegtuig begin vlieg, dan gaan ons begin opstyg. So ek wil julle net so gou so inleidingkie gee, vandag wat vanoggend hier gaan gebeur. In 1972 is daar 'n SLL vliegtuig gekaap, in Salisbury, die ou Harare, of Salisbury was die vorige naam, die hoofstad van Harare, wat in Rhodesia in Zimbabwe vandag is. So daai vliegtuig was toe gekaap, en daar was 'n lugkelner op daai vliegtuig, en hy gaan vir julle vandag presies vertel wat het gebeur met daai kaping, en hoe dinge uitverloop het met die kapers. Okay. So kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Vader, dankie vir hierdie geleentheid vanoggend waar ons as 'n klomp manne net kan saamkom kuier, saamkom nuwe vriendskappe bou. Here, saam kan eet en net ook kom luister wat U doen in mense se lewens. En dankie Here dat ons ook net bietjie kan saam sing, saam kan aanbid, en ek bid dat U hierdie oggend sal seën, dat hierdie oggend iets sal wees wat ons verlang sal onthou. Here, word verheerlik deur hierdie oggend. Dit wat hier plaasvind is my gebed in Jesus naam. Amen. Goeiemôre, kom ons staan en maak ons die naam van die Here groot. Dis ons maar altyd so ongemaklikheid in 'n vliegtuig, die ou wat langs jou sit, want die een is so groot en die seat is so klein. So dis altyd bietjie moeilik. So draai bietjie na die ou voor jou, agter jou en groet mekaar net so bietjie en sê, hey, ek is Frik en ek is Daan en ek is Dik. Praise in the valley, praise on the mountain. Kom ek hoor julle nie, sing harder. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I live, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside?
I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sovereign. I'll praise 'cause you're sovereign. I'll praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. I'll praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's make a joyful noise. Hallelujah. Halleluja. Ek dink ons as manne moet meer opstaan en sê ek gaan nie stil bly nie oor die goedheid en die guns van die Here in my lewe. Glo jy dit? Ons moet meer opstaan in plekke waar ons nie toegelaat word en begin praat oor dinge wat fout gaan. I won't be quiet, my God is alive. Kom ons hef bietjie ons hande op en ons bely dit vanmôre. I won't be quiet, my God is alive. Kom julle, ons kan How beter doen. could I keep it Kom ons lig hierdie dag. inside? I won't be quiet, my God is alive. Hoe klink dit vir jou? Keep it inside. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk gebeur. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is God wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig Halleluja, halleluja. Stamp die ou langs jou bietjie in die ribbes en sê, hey, ek like jou man. Dan kan julle die sitplekke neem. Enjoy the ride. Cynthia? Dames en here, voordat ons vertrek, gee asseblief 'n aandag aan die belangrike veiligheidsaankondigings. Sal die bemanning asseblief hulle plekke inneem? Maak asseblief u veiligheidsgordel vas, net soos wat in Efesiërs 6:14 ons leer om ons te omgord met die waarheid. Dit word gedoen deur die punt van die gordel in die gespe te druk. In die geval van onverwagte drukvermindering in die kajuit, sal suurstofmaskers uit die dak vrygelaat word, net soos die seëninge dikwels oor ons neerkom. Trek die masker nader en plaas dit oor jou mond en neus en haal normaalweg asem. In die onwaarskynlike geval dat daar van ons verwag gaan word om op die water te loop, word daar vir jou 'n reddingsbaadjie voorsien. Trek die baadjie oor jou kop en maak die gordels vas. Terwyl jy op die water dobber en die lus om te lees oorval jou, het ons jou baadjie toegerus met 'n leesliggie. Vir die pragtigste doedelsak musiek, blaas bloot in hierdie pypie. Vir die wat van ligte leesstof hou, is daar 'n veiligheidsbrosjure vir jou. Dit bevat al die inligting wat jy sopas geïgnoreer het, kompleet met mooi prentjies daarbey. Namens almal by Fly Encore nooi ons u uit om terug te sit, te ontspan en die vlug saam met ons te geniet. Bemanning, neem asseblief julle sitplekke in vir opstyging. Weens verwagte turbulensie gedurende die vlug, gaan ons ontbyt en koffie na die landing bedien. Ons vra nou ons eerste offisier Joppie Niemann om ons verder te neem op vandag se vlug. Pragtig, baie dankie. Ek is gewoond gewees altyd aan so 'n bietjie applous en ek wou net sê dit was die minste wat ek nog ooit gekry het, maar julle stel my nie teleur nie.
Ek dink almal het so 'n bietjie al opgewarm en net voor ek verder gaan met die amptelike bydrae wat ek wil lewer, dink ek, kyk net na iemand toe wat langs jou sit en sê net vir daai persoon, weet jy wat? Jy lyk baie beter as op jou paspoortfoto. Draai gou na iemand toe. Vertel iemand langs jou, jy lyk baie beter. Daar sê, ek wil net gou 'n regstelling maak eerstens. Ek was nooit 'n vlieënier by Suid-Afrikaanse Lugdiens nie. Ek kan wel vliegtuigies vlieg en ek het vir baie jare gevlieg, maar ek het by Suid-Afrikaanse Lugdiens aangesluit as 'n deel van die kajuitbemanning. Hulle het in daai dae ons nog vlugskelners genoem en deesdae sommer net kajuitbemanning. Goed, ek noem dit bloot omdat dit aanleiding gee na baie van die dinge waaroor ek nou gaan begin gesels. So ignoreer hierdie strepe wat julle sien, dis eerste offisierstrepe. Ek is nie die kaptein van hierdie vlug nie, want ons hemelse Vader is die kaptein, nie net van hierdie vlug nie, maar van ons hele lewens. En hy is in beheer. Goed, nou Suid-Afrikaanse Lugdiens het in daai jare in hulle wysheid besluit om my, Joppie Niemann, af te vaardig om die redery te gaan verteenwoordig by 'n groot internasionale konferensie wat gehou was oor lugvaartveiligheid. En hier kom hierdie boere seentjie en hy gaan vir die eerste keer oor see. Ek het toe nog binnelands gevlieg of net oor grens op daai stadium. En hier kom hierdie boere seentjie van die platteland af en hy stap in Rio de Janeiro in hierdie groot konferensiesentrum in. En ek sien mense van alle lande en ek hoor mense praat in tale wat ek weet nie Bybelse tale is nie, maar dit klink party soos Portugese en ander soos Spanjole en ek weet nie wat anders nie. En glo my, ek het heeltemal uit my plek uitgevoel. Ek het heel agter plek gaan inneem in hierdie groot konferensiesaal. En ek het nie my mond waag oopmaak nie. Ek vermoed ek was dalk die enigste persoon daar wat werklik aan boord vliegtuig ooit gekaap was. En asof dit nie sleg genoeg met my gegaan het nie, het ek daarom die dag oorlewe. Tot die aand, toe bied hulle hierdie groot gala ete aan. En ek stap in daardie banketsaal in. Mense, ek sal julle sê, ek het eetgerei gesien op die tafels wat ek tot vandag toe nog nie weet wat om te doen nie. En nodeloos om te sê, ek het weer heel agter gaan sit. En maar net gekyk, wat doen die ander mense? En ek voel toe naderhand so uit die hoek van my oog uit, hier langs my om die tafel, sit iemand wat soos 'n Japanees lyk. En ek sien die arme siel is heeltemal verlore, want hulle lees mos van regs na links of van onder af boontoe of wat ook al. Maar ek sien hy sit en stoei met daai spyskaart van hom. En ek dog toe wel, goeie barmhartige Samaritaan wat ek is, kom ek help die arme siel. En ek beduie so vir hom na die kos en ek sê vir hom, you like the soupie? En hy gee net so 'n simpel smile en ek bestel sop vir die arme siel, want hy moet mos daar maar eet. En toe hy klaar is daarmee, toe sê ek, you eat the fishy. En hy smile weer so en daar kry ons vis om te eet en so het ons deur die hele spyskaart gegaan. You like the steakie en tot by die nagereg. En hier sit ek en nou voel ek daarom baie beter oor myself, want hier's een siel wat meer verlore is as hierdie boere seentjie. Tot die after dinner speaker voorgestel word. En tot my absolute skande staan hierdie Japanees op en hy loop na die verhoog toe. Julle weet wat kom, né?
Hy loop na die verhoog toe en in die mees vloeiendste, briljante Engels gee hy so 'n motiverende toespraak daarso. En ek sit agter en ek raak al hoe kleiner en al hoe kleiner en al hoe kleiner. En asof dit nie erg genoeg was nie, kom hy weer terug met die paadjie gestap met 'n groot smile op sy gesig en hy kyk so vir my en hy stap tot by die tafel waar ek sit en hy buig soos wat die Japaneese doen en hy sê vir my, "You like a speechy?" Nou ja. Hoekom vertel ek dit vir julle? Because I'm not going to make it a speechy. Ek het 'n verhaal wat ek wil vertel en ek het 'n boodskap wat in die verhaal verweef is en baie mense vandag kan glad nie eers meer onthou dat daar so 'n kaping is nie. En ek ontmoet so baie mense wat nie eers weet dat daar ooit 'n Suid-Afrikaanse lugdiensvlug suksesvol gekaap was nie. So ek vat julle terug na die 24ste Mei 1972. En ek vat julle terug na die goeie ou Jan Smuts lughawe. Wie praat nog vandag van Jan Smuts? Hy gaan maar Smuts bly, né? En ons het daar aan boord van Boeing 727 ZSSBE was sy registrasie gewees. Hy was die Letaba genoem. En ons het daar vandaan af opgestyg. En die bevelvoerder van die vlug was kaptein Blake Flemington. Nou, ek gaan so 'n bietjie meer later uitbrei oor hom. Blake Flemington was die jongste kaptein op daardie stadium wat ooit aangestel is as 'n kaptein. 'n Briljante man, hy het 'n baie groot rol in die kapingsdrama gespeel wat ek verder oor gaan uitbrei soos wat julle gaan sien. Maar kaptein Flemington en sy stuurkajuit personeel, cockpit crew, het vroeër die oggend alreeds Durban toe en terug gevlieg. Ons het eers vanaf Jan Smuts het ons aan boord gekom. En hy het vir sy bemanning, sy stuurkajuit bemanning, het hy gebrief vroeër die oggend en toe ons aan boord kom, toe dink hy dis van toepassing, want ons het op ons vlug toe, op pad na Salisbury toe, het ons 'n groep passasiers gehad wat deur Suid-Afrikaanse lugdiens baie vertraag was van oorsee af. En hulle was grumpy. Ons weet hoe lyk party mense wat vlieg, niks is goed vir hulle nie. Hulle kla oor alles. En op hierdie vlug was dit ook nie anders nie, want daar was van die mense wat nie hulle mind kon opmaak oor wil hulle 'n swart koffie met melk of sonder melk hê nie. En toe die etes uitgedeel word, die tipiese, julle ken mos die chicken or beef, toe is daar hierdie een passasier vertel een van die lugwardinne my toe wat nie kon besluit wat hy wil hê nie, en uiteindelik sê hy, I would like some chicken please. En hy kon nog steeds nie, baie dankie, jy's 'n lewensredder en 'n goeie lugwardin, dankie. En hy kon nog steeds nie sy mind opmaak oor presies wat hy wil hê nie, en hy vra vir haar, what kind of chicken is this? En sy het dit op daai stadium omtrent tot hier toe gehad, en sy kyk hom so, sy sê, it's a dead chicken, sir. Nou ja, goed, en daar styg ons op, nee, wat ek eers wou sê, jammer, belangrik, kaptein Flemington, en hierdie het betrekking op wat gaan volg, en die tema van my boodskap ook. Hy het die crew gebrief, en hy het vir ons vertel hoe hy daai oggend opgestaan, in 'n fantastiese bui, so uitgesien na hierdie dag, min wetende van wat wag vir hom. En op pad lughawe toe, draai 'n taxi voor hom in. En onmiddellik is dit vuiste in die lug, en hy is in so slegte bui. En terwyl hy lughawe toe ry, check hy homself, soos hy dit gestel het, I gave myself a check-up from the neck up. En hy sê, wat het nou verkeerd geloop? En hy besef, hierdie
trip switch wat ons hier binne in ons het afgeskop toe daai taxi voor hom ingedraai het. En hy praat met ons en hy sê, mense, julle gaan 'n moeilike klomp passasiers aan boord hê. Moenie toelaat dat omstandighede of wat hulle ook al sê, julle gaan omkrap nie. Turn on that switch, het hy bly sê vir ons. Turn on that switch. Turn on that switch. En hierdie het toe 'n groot rol naderhand gespeel in die gebeurte wat daarna gevolg het. In elk geval, hier styg ons op. Ja, hy het onder andere ook op daai stadium met ons gepraat oor die attitude wat hierdie switch veroorsaak. Nou vir die van julle wat 'n bietjie vliegterme ken, mag dalk weet dat die attitude van 'n vliegtuig, dis die hoek waarteen hy opstyg. En daar's 'n sê-ding wat sê, it is not your aptitude, but your attitude that determines your altitude. As die vliegtuig nie teen die regte attitude vlieg, gaan hy nie die altitude bereik waarteen hy wil vlieg nie. Gewoonlik jou kruisvlak hoogte 35.000 voet. Daar word nog vandag gepraat van voete in vliegterme vir goeie redes wat ek nie nou gaan uitbrei oor nie. Maar hy praat met ons toe oor kry jou attitude reg, turn on that switch. Goed, ek moet kort loer na my notas toe sodat ek kan saamwerk met die mense wat agter op die skyfie vertoon. Ek is so gewoond, ek praat uit my kop uit en dan wyk ek heeltemal af van die standaard praatjie. Ons styg toe op vanaf Jan Smuts lughawe met hierdie Boeing 727. Kyk hoe mooi vlieg hy daar oor Johannesburg. Onthou julle nog die mynhope ook? Iets wat ons deesdae feitelik nie meer sien nie. Goed, 'n baie besonderse vliegtuig hierdie Boeing 727. Wie van julle het al in die verlede in 'n 727 gevlieg? Ek sien baie hande gaan op, so baie van julle ken hom. Hy was 'n unieke vliegtuig, hy het geen engines op die vlerke gehad nie. Sy 3 engines was heel agter in die stert van die vliegtuig. 'n Besondere, kragtige vliegtuig wat teen 'n geweldige goeie hoek kon opstyg en hy kon land op enige plek. Hulle dikwels op grondaanloopbane gaan land met hom ensovoorts, want sy engines kon nie die gemors op die grond insuig soos wat met vliegtuie wat sy engines op die vlerke sit gebeur nie. Hulle is hoog bo agter gesit. Goed. Ja, iets anders wat uniek was omtrent hierdie 727's, was dat hulle 'n vlugingenieur aan boord gehad het. Die vlugingenieur is deesdae iets wat heeltemal uitgesterf is, want nuwe moderne vliegtuie het die vlugingenieur vervang. Ek noem dit, en daar sien julle die vlugingenieur met sy hele paneel, soos party mense sê, jy het 'n hele switchboard voor jou. En die vlugingenieur het 'n baie groot rol gespeel in vlugte daai jare wat nou deur rekenaars, aanboord rekenaars oorgeneem is. Maar die vlugingenieur op die betrokke vlug was Bert Cheatham geweest. En Bert Cheatham het 'n belangrike rol gespeel in dinge wat nou gaan gebeur. En dis hoekom ek spesiaal julle attent maak daarop. Goed. Hier styg ons toe op en ons vlieg al die pad Salisbury toe. Salisbury, vandag bekend as Harare, in die destydse Rhodesia. Salisbury lughawe was alreeds 'n groot lughawe in daai jare. Baie verkeer hanteer al. En ons het daar geland, 'n normale vlug, passasiers was nie te moeilik geweest nie. En ons het brandstof ingeneem en gewag vir die volgende groep passasiers wat nou weer gaan terugvlieg na Suid-Afrika toe. En hier styg ons op en ons het aan boord gehad 57 passasiers plus die 8 bemanning en ons vlieg terug Suid-Afrika toe. Normale vlug, ete bedien, alles wat daarmee saamgaan. En die 5 kajuitbemanning
het ek die voorreg gehad om baie jare daarna, in 2006, was ons klompie vir die heel eerste keer bymekaar, en dit was die heel eerste keer wat ek hierdie praatjie gegee het, wat ek nou gee. En daar staan die Iwe heel voor met die mikrofoon in sy hand, en die persoon reg volgende langs my is Dirk Nel. Nou Dirk Nel het 'n groot rol gespeel in dinge wat verder sou gebeur hierop. 2 ligwaardinne, Thea Kombrink, wat naderhand, sy was toe Thea van Rensburg, wat met kaptein Kombrink getroud is, en Talana Nel, en dan 'n ander man wat 'n groot rol gespeel het, en een van my boesemvriende geword het, Lance Goether, wat ook 'n groot rol gespeel het. Hy was verantwoordelik vir al die humor wat daar gebeur het. En in hierdie drama was daar so baie dinge dat 'n mens dit kan omskep in 'n rolprent. Ons praat van 'n 20 ure lange drama, vol baie drama natuurlik uiteraard. Daar was baie humor. Daar was tot 'n liefdesdriehoek hierin, waarvan ek julle nou meer gaan vertel. Daar was 'n ontsnappingsdrama gewees, ensovoorts. En hierdie kajuitbemanning was uitmuntend in dit wat hulle gedoen het. En 'n bietjie meer later daaroor. Waar is ons? Ja, hierso is ons op pad terug na Suid-Afrika toe, 'n normale vlug tot kaptein Blake Flemington, en ek het nie genoem nie, sy medevlieënier, die eerste offisier wat sulke strepe toe aangehad het, was Archie Schultz, wat naderhand ook 'n kaptein geword het by Suid-Afrikaanse Lugdiens, afgetree op Boeing 747's. Ek was bevoorreg om by sy afskeidsfunksie ook uitgenooi te word om daar te wees. En kaptein Flemington maak die aankondigings, dames en here, ons gaan binnekort begin met ons daling vir Jan Smuts lughawe. En toe hy hierdie aankondiging maak, toe storm 'n lugwaardin vorentoe in die cockpit in. En sy sê, "We are being hijacked." En nie iemand wil haar glo daarso nie. Dit is sy daar aan die linkerkant met daai hoedjie op wat so kenmerkend daai jare van die uniform was. Verskoon. En hulle bars uit van die lag, want op daai stadium het in Suid-Afrika die rolprent vertoon Airport. En hulle het almal, of van hulle het daai vorige aand die fliek gaan sien, hulle dog sy het ook, ons het bietjie turbulensie, verskoon. En sy het ook die rolprent gesien, hulle vermoed sy het ook dit gesien, hulle begin lag. En toe niemand daar wil glo nie, bars sy uit in trane. En hulle kom toe nadat agter, maar hier is iets ernstigs aan die gang. En sy is toe so hysteries, dat sy nie verder kan aangaan om hulle te vertel wat nie. En die volgende oomblik kom die man wat ons daar aan die regterkant sien. Fred Kamel, sy regte naam, hy's 'n Libanees, sy Libanese naam is Fouad Kamel. Kom hy binne en as 'n blok van 'n man en hy staan daai hele stuurkajuit deur toe. En hy sê vir hulle, ek is nou die kaptein van hierdie vlug. Blake Flemington het nie op hom laat wag nie en hy sê vir hom, nee, daar kan net een kaptein wees en ek is die een in beheer. En so het die sielkundige speletjies begin tussen hom en Fred Kamel. En hy het nie sy begeertes, hoekom hy die hijack doen nog op daai stadium bekend gemaak nie. Hy het net gesê, julle gaan land nie op Suid-Afrikaanse grondgebied nie. Hier is ons op die punt om te land op Jan Smuts lughawe. Ons het al begin met ons daling en hy sê, stop die daling onmiddellik. En kaptein Flemington het onmiddellik die vliegtuig teruggedraai en probeer uitpluis wat presies is aan die gang. Dit was so 'n normale vlug tot op daai stadium dat die hoofvlugskelner Dirk Nel sy vlugrapport alreeds ingevul het en
In die vlugrapport staan daar tot vandag toe nog geskryf, geen onreëlmatighede nie. Nou ja, hier gebeur hierdie dinge toe. Nou ja, in daai jare was ek toe nog 'n junior vlugskelner. Ek het baie meer hare gehad as wat ek vandag het. En moontlik is daar 'n foto wat my wys met my uniform van daai dae aan, maar in elk geval, ons sal dalk nou daar staan die uwe. Soos ek in daai jare gelyk het. Goed. Nou ja, hierso het Kameel toe aan boord gekom. Ons het omgedraai en ons vlieg terug Salisbury toe. Onthou net, in daai jare het tot vandag toe nog dra 'n vliegtuig net genoeg brandstof in die geval van 'n noodgeval om uit te wyk na 'n ander lughawe toe, indien hulle byvoorbeeld nie op OR Tambo kan land nie. En ons het net genoeg brandstof gehad op daai stadium om uit te wyk of na Durban toe of na Bloemfontein toe, wat die ideale roete was. Ons kon nog nie op Waterkloof land soos wat dikwels gebeur deesdae nie. Goed. Nee, ongelukkig nie. Geen kontak met die Guptas gehad in daai dae nie. Ons land toe op OR Tambo. Ons draai toe terug. Ja, die brandstofprobleem was 'n groot probleem. Gelukkig het die vlugingenieur van wie ek gepraat het, Bert Cheatham, was 'n baie vindingryke man. Hy was ook 'n privaat vliegtuigvlieënier gewees. En hy het toe uitgewerk dat as ons teen 'n sekere hoogte vlieg en ons sny die engines op 'n regte stadium of bring dit net terug na idle toe, dan kan hierdie Boeing 727 nogal 'n lekker glider wees en baie kilometers glide terwyl ons dan nou stelselmatig hoogte verloor. En so het ons gevlieg tot kort voor ons landing op Salisbury lughawe en toe 'n power-up landing gedoen. Volkrag, die powered up. En op daai stadium begin al wat 'n liggie is en 'n alarm in die cockpit afgaan. En waarsku net, julle is uit brandstof uit. Daar is nie meer brandstof op hierdie vliegtuig nie. Dit was die eerste keer van 'n paar kere wat ons in die waarheid moes doodgaan op daai vlug. Vroeër gedurende die vlug het, en ek weet, ek krap nou die mense daar agter heeltemal op met my volgorde waarvan ek praat. Maar kom ons kyk hoe pas ons aan. Ja, ons het dit so bietjie later eers uitgevind, na hy daar in die stuurkajuit ingekom het. Hierdie manne het dinamietkerse gehad. En daar was 2 van hulle vind ons toe uit. Die een is Fred Kameel van wie ek gepraat het, en die ander een is Ashish Yagi, al 2 Libanese, en daar sien julle vir Kameel en Yagi langs mekaar. Ashish Yagi, ironies, was die hoof van die polisie se plofstofafdeling. En hy is deur Kameel gerecruit om by te staan, want Kameel weet niks van plofstof nie. En Yagi, Yagi het toe hierdie begin pak op die headracks. In daai jare was dit nog die oop, en dit was headracks genoem, dit was oop, het kon nie toemaak nie, het hulle die dynamiet gepak en die dynamiet kerse met lont aan mekaar verbind. En Yagi het die heeltyd gesit of met 'n sigaret wat brand of met sy aansteker, en as iemand naby hom gekom het, het hy gedreig om hierdie vliegtuig op te blaas. En in die waarheid, en julle sal dit bietjie later hoor, het die 2 kapers beklei oor besit van die dynamiet, want toe dinge verkeerd loop, wou Yagi alles opblaas.
En Camille was nog nie heeltemal reg om dood te gaan daai dag nie. En toe beklei hulle twee om besit van hierdie dinamiet en die aansteker ensovoorts. Hoe het hulle die plofstof aan boord gekry? In daai jare was daar nie die streng sekuriteit soos wat ons vandag het by alle lughawens nie. En Camille het toe uitgewerk. Man, as ek hierdie dinamietkerse versteek in een van hierdie metaal tassies soos wat kameratoerusting normaalweg inkom. As ek dit onder die spons versteek, dan kan ek maar deur die verouderde ekstraal masjiene wat hulle daai jare gehad het stap. Hulle het nie eers daai tassie oopgemaak nie. Hy het dit net so een kant omgestoot en hy's deur met hierdie dinamiet aan boord tot op die vliegtuig. En aan boord het hulle dit toe nou uitgepak soos wat ek genoem het. Hier kom ons in verlanding, liggies wat flits. Ons het daarom genoeg brandstof om ons veilig op die grond te kry. Die beheertoring sê, julle kom nie naby die lughawe met daai plofstof nie. Want as dit moet afgaan, is hier groot skade. En dan het ons eenkant in die veld laat stop. Op pad soontoe het hierdie vliegtuig uit brandstof uitgehardloop. Dis hoe naby aan ons dood ons nog 'n keer was. Gedurende die vlug, ek gaan nou eers daarby kom. Op die grond, op Salisbury, het ons die 2 ure aan boord van die vliegtuig gesit. En julle kan natuurlik julle indink, hoe was daar onderhandelinge gewees, en kaptein Flemington het net vir ons gesê, I don't want any dead heroes on this flight. Speel saam, doen wat hulle doen. Ons is besig om 'n sielkundige geveg te voer met hierdie manne. En wat hulle wel gedoen het, so julle kan julle indink hoeveel kommunikasie was daar oor die lug gewees met Suid-Afrika. Daar was 'n radiostasie by Jan Smuts wat in daai jare as ZUR bekend gestaan het. En dit het boodskappe heen en weer herlei en allerhande ander opsies toegegee. Want toe het die kapers op daai stadium hulle wense bekend gemaak. Die koerante het wyd en suid gerapporteer dat Camille was agter die hoof van Anglo-American. Nou, Anglo-American was die organisasie wat De Beers diamante besit het. En Anglo-American was 'n kragtige organisasie in daai jare. Kragtig onder andere in die opsig dat hulle eie militêre polisie tipe mag gehad het. Baie van hulle was goed toegerus, hulle het goeie intelligensie gehad en dinge uitgevind ensovoorts. En toe rapporteer hulle in die koerante dat Camille agter Anglo-American se hoof, onthou julle nog Ernest Oppenheimer, wat die hoof was vir jare van Anglo-American. En ja, hy het hom onder andere ook met hom wou gesels. Want, en hierdie het ek toe jare daarna eers uitgevind, Camille het 'n wrok gehad teen diamantsmokkelary. En dis 'n lang storie. Ek het sy boek wat hy geskryf het, The Diamond Underworld, wat deur hom geteken is ook. Ek en Camille het jare daarna baie goed bevriend geraak en ons het heen en weer korrespondensie vir mekaar gestuur. Hy het my onder andere uitgenooi om vir hom te kom kuier. Hy het in daai jare toe in Sao Paulo gewoon in Brasilië en my uitgenooi vir hom te kom kuier en voor hy vir my die vliegtuigkaartjie kon koop, het hy baie siek geword, in die hospitaal beland en hy is 'n paar weke daarna is hy toe oorlede. Baie jare gelede al. Maar hy maak toe
Ek vra hom persoonlik, ek sê, why are you doing this to us? En sy woorde aan my baie duidelik was, because I want Ingrid back. Sommige koerante het ook oor die geheimsinnige persoon Ingrid bespiegel. En ons het nie een geweet nie. Ek het vir jare nie geweet wie is Ingrid nie. Is sy 'n fiktiewe persoon ensovoorts. En toe vertel Kameel my die volgende. Ingrid het saam met hom in Suid-Afrika vir die De Beers organisasie gewerk. Kameel het sy eie privaat army versamel in Suid-Afrika om Anglo-American te help om die onwettige diamanthandel stop te sit. En Ingrid het hom ook gehelp. Nou, Ingrid, van was Ingrid Sommer, en sy was 'n Duitse spioen, net soos die tipiese spioene waarvan ons baie in flieks gesien het of lees in boeke van. Sy het vir 'n Duitse spionasieorganisasie gewerk en hulle het oral geïnfiltreer. En hierdie was deel van hulle infiltrasie in Suid-Afrika gewees in daai jare. En deur middel van Ingrid veral en haar netwerk agter haar, begin hulle toe agterkom, maar hierso is snaakse dinge aan die gang. Hier is groot koppe in Suid-Afrika, groot koppe wat betrokke is by hierdie diamanthandel. En dit sluit in van ons kabinetministers toe in daai jare, maar dit sluit veral baie senior mense van heel bo in Anglo-American in. En toe hulle agterkom dat Ingrid en Kameel begin baie wys word van wat aangaan, het hulle hierdie manne vir Kameel en Ingrid met sy hele private army het hulle uitgeskop uit Suid-Afrika uit. Want hulle was bang hy begin dinge bekend maak aan die pers ensovoorts. Goed, ons sit daar op die grond en hier sien die onderhandelinge aan die gang en kaptein Flemington bly net vir ons sê, turn on that switch. Nou toe ons gebrief was op die grond deur Blake Flemington oor die klomp passasiers ensovoorts, was daar een persoon wat nie by was van die bemanning nie. En dit was die Lance Gother wat ons die hele tyd hier gesien het nou. En hy hoor, turn on that switch, turn on that switch. En hy kry hierdie briljante idee. Ek dink ek weet wat die kaptein vir ons probeer sê. Glad nie hierdie attitude switch nie, maar hy dog toe hy sê, maak alles wat in die kombuis van die vliegtuig, wat 'n galley genoem word, maak alles so warm as wat jy kan, en hy begin die koffiepotte en goed kook, dat die stoom staan in daai vliegtuig. Wat toe baie goeie taktiek toe is, want hulle werk toe almal saam om daai vliegtuig so warm as moontlik te maak, sodat daar 'n nooduitgang dalk oopgemaak kan word. Die Boeing 727 was baie uniek ook in die opsig, dat hy sy eie ingeboude trap agter in die vliegtuig, in die stert van die vliegtuig gehad het, wat jy kon laat sak. En hulle het gehoop, daai trap word nou oopgemaak, sodat daar lug kan deurvloei. Die cockpit crew was baie gelukkig, want die kapers het nie geweet die vensters van die stuurkajuit kan oopmaak nie. So hulle het lekker vars lug gekry. Ons ander het gedooi van die hitte agter in daai vliegtuig, maar nog steeds maak hulle glad nie 'n uitgang oop nie. En Lance Gother het onder andere dinge gedoen wat hy agterna vir my vertel het. Ons het lekker gelag hieroor. Het hy pierentjies gevat en hy het al die klein peperpotjies oopgemaak en dit reg gesit om in hulle gesigte te gooi wanneer die tyd hom voorgedoen het, en hy was ook reg om die kookwater oor die kapers te gooi ensovoorts. Gelukkig het hy dit nie gedoen nie, want daar kon moontlik hierdie ontploffing aan boord gewees het. So gebeur daar in ons almal se lewensinsidente wat ons in die oggend as ons opstaan nie besef het gaan gebeur nie. En dis vir daai rede belangrik dat ons dan moet besef, maar hoor hierso, ons het 'n skakelaartjie. En hierdie skakelaartjie het 'n trip switch
En hy skop partykeer sommer af. Partykeer sê ons vrouens vir ons iets wat ons nie van hou nie. En hier skielik is ons nie meer in so 'n goeie by nie. Hier skielik is sy dalk nie meer in so 'n goeie by nie. En dinge werk net nie reguit vir ons nie. So een van die lesse wat ons uit hierdie verhaal kan neem, en ek hoop julle gaan dit onthou agterna, turn on that switch. Turn on that switch. Telke male wanneer iets gebeur in jou lewe, wanneer iemand jou omkrap, onthou, hier is nie die skakelaartjie, maar dit verg 'n wilsbesluit van jou en van my om hierdie skakelaartjie aan te sit. Want hy skop sommer van self baie maklik af partykeer. In elk geval, 2 ure se onderhandelinge op die grond. Lance Goether kook alles wat kan kook. En daai vliegtuig is warm. En die ander begeerte wat Fred Kamel toe uitspreek is, ons gaan, hulle het ons toe alreeds gevul met brandstof, want hulle wil toe hê, ons moet noordvlieg na Khartoum in Sudan. Nou, julle mag onthou, in daai jare in die 1970s, mag Suid-Afrikaanse lugdiens nie oor Afrika grondgebied gevlieg het nie. Hulle sou ons afgeskiet het as ons soontoe gevlieg het. So hierdie is toe deel van die onderhandelinge wat tussen kaptein Blake Flemington en Suid-Afrika en die 2 kapers aan die gang is. Probeer iets anders te uitwerk, maar wat julle ook al doen, moenie noordvlieg nie. En kaptein Flemington draai so uit sy stoel uit om, ek sal nie vergeet nie, ek het op daai stadium, omdat ek radioprosedures geken het, het ek bietjie gehelp met radiokommunikasie toe met Suid-Afrika. En kaptein Flemington draai so om en Kamel staan maar die hele tyd so in die cockpit deur. En hy sê vir hom, "Have you ever been to the Seychelles?" Kamel sê, "No, never." Blake Flemington sê, "Neither have I. Let's go there." En die man aanvaar dit. En dit was deel van die strategie, want sien, hy wil toe land op 'n ander 'n plek waar Suid-Afrika wel toegang toe het, en die Seychelles was een van die eilande waar ons op pad Australië toe en later meer na die ooste toe geland het in daai jare. En hy wou ons toe daarso kry. En hy stem in, en die kaptein sê, "Maar dis baie ver om te vlieg, ons gaan oor die see vlieg, ons het nie genoeg brandstof op hierdie vlug nie. Ons gaan die passasiers hier moet aflaai." En die kapers stem toe in. Hulle laai toe die meerderheid van die passasiers aan, behalwe 7 passasiers hou hulle as gijslaars. Hy het almal se paspoorte ingeneem en die belangrikste mense het hy toe aan boord gehou. En daar sê hy ook, "Ek soek nie hierdie kajuitbemanning aan boord nie." En ek dink Joppie Niemann was een van die eerstes om daai vliegtuig toe ook te verlaat. Hulle sê, "Women and children first." Maar ek het dit toe verander na "Flight stewards, women and children first." Goed, ons kajuitbemanning stap toe daar af, behalwe een, Dirkie Nel, wat toe 'n groot rol verder gespeel het. En daar vlieg die vliegtuig op pad na die Seychelles toe. En terwyl hulle, ek gaan hom vertel asof ek aan boord is. So terwyl ons toe vlieg noordwaarts, kom hier 'n stem oor die interkomstelsel. En waarna toe dink julle manne, vlieg julle? En dit was daai loods wat julle daar aan die linkerkant sien sit. Dit was kaptein Tol Janneke. Tol Janneke was 'n vlieënier vir die Rhodesiese lugmag. Ek het die voordeel gehad ook om met hom te ontmoet, en hy het my baie vertel oor wat ek nou gaan vertel, het ek inside information van hom gekry. En op daai stadium het daar 'n versoek vanuit Suid-Afrika gekom, skiet hierdie Boeing 727 af, want ons wil hê enige toekomstige kaper moet besef dat ons nie onderhandel met kapers nie. Ons skiet die vliegtuig af met al hierdie onskuldige passasiers
en met onskuldige ek aan boord. Nee, ek was gelukkig nie meer daar nie. Goed. En ons vra hom toe, kaptein Fleming te vra, met wie praat ek? In Afrikaans word daar toe gepraat, sodat die kaper nie kon verstaan nie. Hy sê, met wie praat ek? Want ek hoor, jy is baie duidelik. Hy sê, ek is kaptein Tol Janneke van die Rhodesiese lugmag. Ek vlieg reg onder julle, of reg agteronder, sodat die kapers ons nie kan sien nie. Waarna toe dink julle is julle op pad? Hy sê, ons is op pad Seychelles toe. Hy sê, julle vlieg hopeloos in die verkeerde rigting. Toe het hulle verwar met die instel van die instrumentasie. Ek weet nie of dit is om die radiofrekwensie te verwar, en ons sit met 'n kaptein Wouter Botha wat baie betrokke is met vliegstories en rampe. Hy's besig om die Viscount Rietbok wat in die see naby Oos-London geval het, om dit te herwin nog, en moontlik gaan hy teetyd vir die van julle wat belangstel bietjie meer kan vertel daarvan. Wouter staan net gou op. So as julle die man met die baartjie daar so sien, kan julle hom meer vra. Goed, en hierso draai Flemington na hom toe en hy oortuig hom, ons vlieg so toe. Nee, ek is al verder in my verhaal. Ek het myself nou gesidetrack bietjie hierso. Hy sê, waartoe vlieg julle? Hy sê, Seychelles, hy sê, julle vlieg heeltemal verkeerd. En gelukkig, in daai vliegtuig wat toe gescramble was, is daar 'n navigator aan boord, navigator, en die persoon het per toeval 'n kaart gehad wat die roete aandui waarna toe hulle moet vlieg. En ons is toe besig om noordwaarts te vlieg die hele tyd. Op pad in Afrika grondgebied waar ons afgeskiet sal word. En ons draai toe om en hy neem ons op die regte vlug en hy vlieg die hele tyd agter ons en hy sê vir ons, daar was 'n versoek van die Suid-Afrikaanse lugdiens dat ek by julle moet bly, want in die Suid-Afrikaanse lugdiens nie, vanuit Suid-Afrika, dat ons julle moet afskiet. En kaptein Flemington sê, nou wanneer skiet julle ons af? Hy sê, ons kan nie, ons wag vir die premier van Rhodesia in daai dae. Sien julle hom sit daar langs Tol Janneke? Wie is daai? Ian Smith, dit's hom. Hy wag toe dat Ian Smith die goedkeuring gee. En Ian Smith kom naderhand oor die lug of die boodskap word herlei na hom toe. For as long as I'm alive, not a single one of the Rhodesian Air Force aircraft will ever fire upon an aircraft with innocent passengers. Want op daai stadium was daar alreeds 2 Viscounts, Wouter, van hulle afgeskiet deur die terroriste met wie hulle oorlog gevoer het. So hy weet hoe dit voel as 'n vliegtuig met onskuldiges afgeskiet word. En hy neem ons toe al die pad tot by die grens van Rhodesia met Mosambiek. Nou hoekom Mosambiek? Hy moes so 'n bietjie meer noord gemik het na die Seychelles toe, maar hierdie was 'n ander strategie van kaptein Blake Flemington. Hy het gesien ons gaan dalk kan land in Blantyre. En op pad soontoe gaan die onderhandelinge nog steeds die hele tyd aan. En hulle probeer ander alternatiewe vind. En hy maak toe die kapers wys, hoor hierso, ons het te veel brandstof gemors eers met die noordwaarts vlieg. Ons gaan nooit die Seychelles haal nie. Ons is ook nie toegerus met die nodige navigasie ensovoorts om soontoe te kan vlieg nie, wat 'n groot leuen was. Die 727 kon dit lekker doen. Maar dit was alles deel van sy strategie. Hy oortuig hom toe en die kaper begin bang word, want hy maak die pap dik aan. Hy sê, ons gaan in hierdie Indiese Oseaan val en hier gaan die haie ons almal kom opvreet. En hy sê, nou maar, wat stel jy voor? Hy sê, hoor hierso, ons is nou net naby Blantyre in Malawi verby. En hy oorreed hom toe dat hulle toe op die Cheleka lughawe in Malawi gaan land. En
Die vliegtuig suksesvol geland en daarso het die grondmagte toe of die grondpersoneel daarso onmiddellik die vliegtuig se bande afgeblaas en die vliegtuig immobiel gemaak, so hy kon nie verder opstyg nie. En daar sit die vliegtuig toe. En die onderhandelinge gaan voordeel. Intussen het Jagi, wat die plofstof die hele tyd gehanteer het, dat hy's 'n plofstofkundige, het hy 'n geweldige hoofpyn begin ontwikkel. Want klaarblyklik, en dit het ek agterna ook uitgevind, dat as jy werk met plofstof in daai hoë hitte wat hulle die hele tyd gehandhaaf het, dan begin die plofstof sweet, is die term wat hulle gebruik, van julle ken dit dalk, en hy het kort sy voorkop afgevee en hy het hierdie giftige bestanddele in die plofstof, het hy op hom afgevee en hy het dit geabsorbeer deur sy vel en hy het 'n hengse hoofpyn ontwikkel. En gelukkig vir hom is een van die 7 gijslaars wat aan boord is, 'n mediese dokter. En die mediese dokter sê vir hom, ek het 'n ietsie vir jou wat sal help met die hoofpyn. En daai ietsie was toe 'n ietsie plus. En dit het hom uitgenok en hy was aan die slaap en nou is daar net die een kaper om mee te deel. En kaptein Flemington sê, hou hierdie man dop, hy's moeg, hy lyk vaak. En as Fred Camille aan die slaap begin raak, dan kom julle een vir een vorentoe na die voorste toilet toe. En dan kom julle uit en in steede van weer teruggaan in die kajuit van die vliegtuig, stap julle in die cockpit in. En hierso is hierdie vensters wat kan oopmaak en daar is 'n tou waarteen julle kan ontsnap. En hulle begin dit te doen deur die nag. Ontsnap hulle die een na die ander met daai touleer af. En hier word Camille naderhand wakker en hy, want jy kan voel hoe skud die vliegtuig op die grond as iemand beweeg. En hy hou dop en hy sien maar hoe hy so daai voorste toilet kan nie meer mense vat as wat ek nou al gesien het daarin gaan nie. Maar hulle kom nie een terug nie. En te laat kom hy agter en toe bly nog 2 van die gijslaars en die een vlugskelner, Dirkie Nel, wat ons vroeër gesien het, bly toe daar agter en hy stop hierdie hele spilletjie, maak daai vensters toe en hy skreeu vir die kaptein, hy sê, kom terug. Kaptein sê, ja, ek sal terugkom. Hy sê, maar ek is die kaptein van hierdie vliegtuig en ek klim nie teen hierdie leer weer op nie. Besides, I left my shoes on board. Ek is in my sokkies. So jy maak vir my die agterste deur oop. Deel van sy strategie, kry 'n nooduitgang oop. Wat hulle toe wel gedoen het en hy kom aan boord en daar sit hulle toe. En nog steeds die onderhandelinge en ek is amper klaar met my verhaal hierso. Daarso het hulle, dat baie gebeur. Ek kan vir ure dalk nog praat oor alles wat gebeur het. Maar ek gaan dit kort sny want ek sien my tyd hardloop nou baie vinnig uit en ek is lus vir die ontbyt wat vir ons net nou wag. So deel van waaroor hulle toe onderhandel het is dat hy kaptein Flemington vir hom beduie na 'n ander vliegtuigie wat daar ver staan. Hy sê hoor hierso. Een van julle eise nou skielik is, julle wil X hoeveelheid geld in 'n trommel hê. En ons, as dit lig word in die oggend, sal ek reël dat daai vliegtuigie vol brandstof gemaak word. Ek kan daai vliegtuigie vlieg, wat toe alleen is. Hy was nog nooit in so 'n vliegtuig gewees nie, maar ek glo hy sou hom kon vlieg. Hy sê, en ek en julle 2 kapers klim aan boord met hierdie trommel en ek vlieg julle waarna toe julle ook al wil gaan. En hulle stem toe in. En hier toe dit begin lig word en die banke maak oop agterna, het ons uitgevind, hulle het oral moes raap en skraap om genoeg geld bymekaar te kry. En in der waarheid was die trommel wat toe naderhand aankom, 3/4 vol koerantpapier met net 'n laagie Amerikaanse dollars bo-op. Toe die tweede kaper dit nou sien, Jagi, en hy begin rondkyk, sien hy maar oral in die gras
lê daar veiligheidsmagte. Toe het Suid-Afrikaanse lugdiens alreeds 'n vliegtuig opgevlieg met wat in daai jare bekend gestaan het as die spoorwegpolisie se afdeling vir sulke noodgevalle. En 'n groot vriend van my, Chris van Biljon, was onder andere een van die personeel. En het Chris toe vir my vertel hoe hulle in die gras gelê met hulle gewere reg om te skiet as daai 2 manne sou na die ander vliegtuigie toe stap. En Jagi besef toe, mense, nou loop dinge hopeloos verkeerd. En hy sê toe vir Kameel, ek gaan nou ons almal nou maar opblaas, want ons is in die moeilikheid. En Kameel, soos wat ek vroeër gesê het, was nog nie reg om dood te gaan daai dag nie. En terwyl die 2 van hulle beklei om besit van hierdie dinamiet, en dit was 'n gestoeiery, klaarblyklik wat aan boord gebeur het, ontsnap kaptein Flemington met Dirk Nel en die 2 passasiers wat nog aan boord was, ontsnap hulle uit. En hier sit die 2 kapers alleen op die vliegtuig en nog steeds gee hulle self nie oor nie. En dit was toe wat president Banda van Malawi besluit het, nou moet hierdie drama beëindig word, want hy moes iewers heen vlieg, en hierdie vliegtuig blok mooi die 2 aanloopbane waar hulle kruis, en geen vliegtuig kan land of opstyg nie. En hy gee die troepe toe opdrag, hy sê, vuur op die vliegtuig. Nou vertel hierdie Chris van Biljon van die spoorwegpolisie, maar hy sê, joppie, dit was lagwekkend. Hoekom hulle te midde van hierdie drama, kom hulle opgemarseer op hierdie aanloopbaan en een van die offisiere skreeu die bevele uit, links, regs, en skouer geweer, en asof hulle op 'n militêre parade is. En hier begin vuur hulle op die vliegtuig van agter af, maar dis nou toe van die skerp kant van die vliegtuig. En hy ricochet net af van die vlekke en die kapers gee nog glad nie oor nie. En toe besef hulle, nou moet ons nou maar weer skouergeweer en regsom en gaan posisie inneem langs die vliegtuig. En hier begin hulle vuur, nie baie ver van die vliegtuig af staan hulle. Nou ek kan die presiese getal nie onthou nie, ek het dit iewers neergeskryf, maar daar was iets soos 200 patroondoppies opgetel. En 2000 patroondoppies, en daar was ongeveer 200 gate in hierdie vliegtuig geskiet. En miskien kan ons 'n foto opkry van hoe stukkend hierdie vliegtuig toe geskiet was. So ek reken ons is redelik veilig as ons in 'n oorlogssituasie teen Malawi kom, as hulle hierdie eislike Boeing 727 nie kan raakskiet, of so baie van hulle misskiet. In elk geval, die Landsgoeder, en ek het daarna goeie vriende geword, en ons het baie grappe gedeel agterna oor die dinge wat hy misverstaan het, omdat hy nie daar was nie, en hoe het hy die peper oopgeskeer en water gekook en al hierdie dinge. En Lans ontwikkel toe rugmergkanker, en hy word baie siek. En ek het hom gereeld, elke tweede dag was ek by die hospitaal, en elke keer as ek hom gaan sien ek hierdie maat van my gaan vinnig agteruit. En maar elke keer sê hy vir my, Joppie is nie lank nie, dan sê ek hier uit, I'm going to make it. Dan sê ek, ja natuurlik Lans, jy gaan binnekort hier uit wees. En die laaste keer toe ek hom besoek, groet ek hom soos altyd het ek hom gegroet, asof ek hom nooit weer gaan sien nie. En ek stap uit en ek stap alreeds met die gangetjie af, weg van sy kamer, en ek hoor net, hy skreeu, Joppie! En ek kom terug, ek sê, ja Lans, wat is dit? Hy sê, Joppie, turn on that switch. En dit was sy laaste woorde met my gewees. Turn on that switch. Die volgende dag is Lans oorlede. Ons tyd weet ons nie wanneer is dit vir ons belangrik om hierdie attitude switch van ons aan te sit, sodat ons die altitude kan bereik nie. Maar daar was nog iets wat so bietjie later toe gebeur. In der waarheid het dit
36 jaar na die kaper. Hierdie 2 kapers is toe in hegtenis geneem. Hulle toe nader, toe die koels deur die vliegtuig begin vlieg. Toe gee hulle self oor en ironies genoeg was een van die kapers in sy voet geskiet. So daai spreekwoord van jy skiet jouself in jou voet, het toe met hom gebeur. Hulle gee hulle oor, word in hegtenis geneem, hofsaak, kry iets soos 'n 10 jaar tronkstraf. Hulle het minder as 2 jaar daarvan uitgedien. Hulle het in weelde gelewe in die tyd wat hulle in die tronk was, want daar was baie agteraf gekonkel gewees. En hierdie 2 manne is toe vrygelaat. Ek het per toeval in Camille raak geloop in Madrid. Die hotel wat ons bemanning ingebly het, was ook sy hoofkwartier gewees. En ek het vir die ander bemanning toe hulle my spot. Toe sê hulle, "Oei, gaan jou ou chommy nou sien, hè?" Sê ek gaan 'n mes by my dra die hele tyd. En ek gaan iets afsny wat hy nie afgesny wil hê nie. En hier stap ek in die huisbak in en hier staan Camille met van sy trawante, groot manne almal. En Joppie niemand is skielik so stil soos 'n muis daarso. 36 jaar later begin ek 'n organisasie met die naam van The Orange Tail en ek begin al die ou bemanning bymekaar kry, stuurkajuit as ook kajuitbemanning, grondingenieurs almal en ons vorm 'n groot organisasie en ek gaan op Facebook en ek gaan soek na van die ou bemanning en ek soek na en sy naam het my nou ontgaan, maar ek gaan dit nou vind. En in my onderbewussyn, Fred Kamfer soek ek toe na. Fred het saam met my in 1971 begin vlieg by Suid-Afrikaanse Lugdiens. En ek soek na Fred Kamfer. En seker in my onderbewussyn toe ek Fred KAM intik, gaan ek voort en ek tik Camille in. En hier kom hierdie man se gesig op 37 jaar later en ek kyk hom so, ek wonder, is jy dieselfde Camille? Ek skryf vir die ou, ek sien hy is amper nooit op Facebook nie en hy het 'n gehandjie vol vriende. En dit was seker 2-3 weke later, ek skryf hom, ek sê, "Are you by any chance Flash Fred Camille?" Want dit was 'n naam wat die koerante hom gegee het. Hy was so 'n flashy ou gewees. En hy skryf vir my terug, baie arrogant. "Yes, who wants to know?" Ek skryf dadelik vir hom terug. Ek sê, "I was one of the crew that 37 years ago you tried to hijack and kill us a few times on board of a Boeing 727. En binne minute skryf hy vir my terug net die volgende woorde. Forgive me, forgive me, forgive me. En ek kry hoendervleis tot vandag toe as ek terugdink aan hierdie oomblik wat ek vir hom met 'n rein gewete kon terugskryf. Fred, I forgave you in front of God many years ago. Want sien, hierdie hele ding het my begin opvreet. Ek wou wraak neem ensovoorts. En ek sit eendag in 'n nagmaalsdiens en die pastoor kondig aan en hy sê die tafel is beskikbaar vir almal. Maar as jy iets het teen iemand, moet jy eers regmaak met daai persoon. En ek sê, Here, ek weet nie waar en hoe om reg te maak met hom nie. Ek sê maar ek vergewe hom, ek spreek hom 100% vry op hierdie oomblik. Vergifnis is belangrik, want as ons nie vrede maak met mense nie, vrede het ons opnaderend. So daar's 'n vergifnis switch ook wat ons baie keer moet aansit. En doelbewus vrede maak. In elk geval, ek is aan die einde van my praatjie. Ek wil net laastens weer sê, turn on that switch. Baie belangrik vir ons. Dankie dat julle aandagtig geluister het na my. Ek gaan agterna beskikbaar wees. Baie keer is daar baie vrae wat mense wil vra. So julle is welkom terwyl ons ontbyt gaan geniet en dan gesels ons verder. Baie dankie broer Joppie. Hy's ook nou deel van Ankor span. Hy's ook hier by ons in die gemeente. So baie dankie. So ek gaan nie verder preek en die praatjie afrond nie. Ons gaan nou lekker saam kuier en saam eet. Daar's koffie. Dan is daar
chicken of beef, jy weet op die vliegtuig, jy moet nou al jou mind regkry, chicken of beef, so, en dan is daar 'n sappie, en dan in die kombuis is daar 'n snoepie, as jy nou wil meer hê as wat daar op die menu is, daar is 'n snoepie wat jy 'n paar goedjies kan by kry, nie kry nie, koop, so, maar die ander goed, die koffie, tee en die koeldrank en goed, dis ingesluit by jou vliegkaartjie. So, kom ons gaan en gaan geniet dit. Dankie. Ons